Staan op uit jou varkok. Jesus wag vir jou. In Lukas 15 van vers 11 tot 32 vertel Jesus hierdie gelykenis van die verlore seun. Dit is nie net 'n storie van 'n jong man wat sy geld gemors het nie, maar hierdie is 'n verhaal van baie van ons. Want elkeen van ons het op 'n stadium ver weg van ons Vader af weggestap weens sonde, weens verkeerde keuses of omdat ons geglo het dat die wêreld vir ons iets beter kan gee. Die jong seun het gedink die lewe buite sy vader se huis sal hom meer vreugde bring. Hy was oortuig dat die wêreld hom gelukkiger gaan maak en dat vryheid beteken om los te wees van sy vader se liefde, sy raad en beskerming. Net so gebeur dit ook met ons vandag. Ons jag na hierdie wêreldse idee van sukses. Ons probeer mense tevrede te stel. Ons gee ons energie, identiteit en roeping weg aan dinge wat ons totaal leeg maak. Ons stap weg van ons geestelike huis en eers later besef ons dat ons eintlik van ons Vader af wegbeweeg het. En dan tref die werklikheid, die geld raak min, die wêreld se vriende, gangs, whatever jy ingewees het verdwyn. Die wêreld se beloftes hou nie. En soos die seun sit ons skielik in 'n varkok, 'n plek van skaamte, gebrokenheid, teleurstelling en verlies. 'n Plek waar ons nooit gedink het ons sou beland nie. Maar die Bybel sê, toe kom hy tot hom besefing. En dit is 'n oomblik van genade. Want daar ontdek hy toe, hy hoef nie in die situasie of varkok te bly nie. Hy sê vir homself, ek kan opstaan, ek kan teruggaan na my Vader se huis toe. Die Vader wat ek verlaat het, hy wag nog steeds. Maar luister gou hier. Sy pa het hom nie uit die varkok kom dra nie. Sy vader het ook nie 'n diensknegt gestuur om hom te gaan haal nie. En dit is nie omdat sy vader nie omgee nie. Dit is omdat ware verandering begin wanneer ons self opstaan. Die seun, as die seun nie self opgestaan het nie, sou sy hart nooit verander het nie. Hy het vir homself gesê, ek sal opstaan en na my Vader teruggaan. Miskien voel jy ook vandag vas in 'n geestelike varkok. Skuld, mislukking, verkeerde keuses, verlies van waardigheid of 'n gevoel dat niemand jou kan verstaan of kan help nie. Maar hier is die boodskap. Die Vader wag. Hy kyk elke dag uit. Hy hoef nie sy gesig, hy het nog nooit sy gesig weggedraai van jou af nie. Hy het nie opgegee op jou nie. Hy wag net vir jou. Jy het net nodig om een stap te neem. Staan op, gaan huis toe. Die seun, toe die seun nog ver was, het sy vader hom al gesien. Sy pa het gehardloop, hom geomhels, vir hom 'n ring op sy vinger gesit, skoene aan sy voete gesit en vir hom 'n fees gehou. Die seun wou terugkom as 'n diensknegt, maar die vader maak hom toe weer 'n seun. Dit is ons Vader se hart vir jou. Nie skande nie, maar om te herstel. Nie verwerping nie, maar aanvaring. Nie straf nie, maar 'n nuwe begin. Jy hoef nie in die varkok te bly nie. Staan op en gaan huis toe. God wag vir jou.